Goeiemôre. Ons het gister gehoor dat Paulus 'n opdrag van die Here afgekry het, van Jesus afgekry het, om die wil van God te doen, sê die Here Jesus vir hom. Maar dis nie net Paulus wat 'n opdrag gekry het nie. Daar was ook 'n ander man wat 'n geweldig belangrike rol sou speel in die lewe van Paulus, naamlik Ananias. En hy kry ook 'n opdrag, waarvan ons lees in Handelinge 9, vers 10 tot vers 13. Ons het gister gehoor dat Paulus moes Damaskus toe gaan. En nou lees ons hierdie gedeelte van vers 10 af. In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep. Ananias. Hier is ek, Here, het hy geantwoord. En die Here sê vir hom, gaan dadelik na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid en hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien. Maar Ananias sê, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense wat in U glo in Jerusalem aangedoen het. Nou, dis is baie interessant dat Paulus nie self direk melding maak daarvan nie, maar dit is baie duidelik dat hy iets oorgehou het na sy eerste ontmoeting met die Here Jesus. Dit was nie net wat hy gehoor het nie, maar ook dit wat hy nie gesien het nie, want hy was blind daarna. Is dit nie interessant dat dit met hom gebeur het nie? So, iemand moes hom natuurlik na Damaskus toe gelei het. Iemand moes hom na Reguitstraat toe gelei het. Iemand moes hom daar gehelp het sodat hy by 'n plek kon kom waar hy bid. En in daardie situasie kry Ananias 'n opdrag om na hom toe te gaan en vir hom te bid sodat hy weer kan sien. Nou ons sien Ananias is onmiddellik baie huiwerig, want hierdie man is 'n moordenaar. Hierdie man is eintlik glad nie 'n aanwins vir die Christene nie en nou moet hy vir hom gaan bid. Maar hy het dit toe gedoen. Wat 'n besondere deel uit die geskiedenis. Hierdie verhouding wat eintlik op 'n baie moeilike basis ontstaan het tussen Ananias en Paulus, wat tog op die einde vir hulle albei baie voordeel ingehou het. Maar die belangrikste van alles is, dit hou vir ons voordeel in. Vir ons vandag is dit nog steeds 'n wonderlike wete dat die Here vanuit die hemel met Paulus gepraat het, met Ananias gepraat het, om 'n man te stuur na heidene, sodat hulle tot bekering kan kom. Wat 'n wonderlike boodskap. Ons dank die Here daarvoor. Mooi dag.